Na, oh, sorry Ron. So ons gaan 'n bietjie kyk na Efesiërs. Nou Efese was 'n groot stad in die Romeinse Ryk gewees, naas die stede Rome en dan Alexandrië. En daar word geskat dat daar so tussen 200 en 250.000 mense gebly het. Nou dis groot, dis baie mense vir daai tyd was dit 'n groot stad gewees. Dit was geleë in Klein-Asië wat ons vandag ken as Turkye. Nou Efese was bekend is bekend vandag as een van die sewe wonders van die wêreld, is die tempel van Artemis, ehm waar die ruïnes vandag nog bestaan. Daar's baie opgrawings en goed in baie van hierdie stede gedoen soos Efese. So baie van hierdie goed is ontdek deur mense wat hierdie opgrawings gedoen het. Omdat Efese 'n groot stad was, ehm het daar baie handel plaasgevind en was dit 'n groot handelspunt gewees. En is die godsdiens en die kultuur van die omgewing geslyp deur hierdie handelsstad. Die mense en die mense wat daar gebly het om handel te dryf en die mense wat deur die stad gereis het om handel te dryf. Dit was 'n groot diverse bevolking gewees, en daar was heelwat Christene reeds gevestig dan ook in Efese. En dit is dan ook vir hulle wat Paulus dan ook hierdie briewe geskryf het. Paulus is op sy reise wat hy deur Efese gaan. Ons lees in Handelinge 8 hoofstuk 18 tot hoofstuk 20 dat Paulus was in Efese ongeveer tussen 52 en 55 na Christus. En hy het die langste tydperk wat hy in enige stad spandeer het buite Jerusalem, het hy in Efese spandeer. Hulle sê hy tussen 2 tot 3 jaar het hy in Efese gebly en tyd spandeer daarso. En daar het hy baie die evangelie verkondig, hy het baie wonderwerke daar verrig en daar het hy ook baie van toe ons geleer het van Paulus en wie hy was en wat hy deurgegaan het, daar het hy ook baie konfrontasies gehad met mede-Christene, met ander Jode en dan ook met die nie-Christene. Ons lees byvoorbeeld in Handelinge 19 van die oproer van die silversmede wat daar was ten opsigte van Paulus. Efese in Paulus se tyd was 'n baie sterk godsdienstige sentrum, soos ek vir julle gesê het. Daar was groot handel en ekonomie, maar daar was ook 'n politieke konnotasie aan verbonde. Dit was die hoofstad van die provinsie van Klein-Asië gewees. En dit het tot die gevolg gehad dat keiseraanbidding wat algemeen was in die Romeinse Ryk was groot in die stad van Efese. So die keiser was alles gewees en is basies soos 'n afgod aanbid. Die brief van Efese, Paulus skryf die brief van Efese so tussen 60 en 62 na Christus. So hy skryf nie die brief aan Efese tydens sy verblyf in Efese nie. Hy skryf die brief tydens sy tyd wat hy in tronk in Rome was, soos baie van sy ander briewe. En word die brief genoem saam met Filippense, Kolossense en Filemon as een van Paulus se gevangenisbriewe. In die teologie staan dit bekend as Paulus se gevangenisbriewe. Paulus se skryf van hierdie brief is 'n bietjie minder persoonlik as byvoorbeeld die brief aan Filemon, want die brief word geskryf aan 'n gemeente, aan 'n breër gehoor wat moet hoor wat hy vir hulle wil sê. So dis 'n minder minder sensasionele brief, as ek dit so kan stel,
want dit is dis aan 'n groter gehoor gerig en dis 'n bietjie meer formeel as die briewe wat hy persoonlik aan sekere mense skryf. Ehm Dit word ook gesien dat die brief wat ons in die teologiese omgewing noem as 'n sirkelbrief, dit word ook gesien dat hierdie brief Paulus het bedoel dat hierdie brief 'n sirkelbrief moet wees. Dit wil sê dit is nie net aan Efese eintlik gerig nie. Hoewel ons die brief sien as die gemeente van aan die gemeente van Efese, was die brief eintlik gerig gewees aan meer 'n groter gehoor. En 'n sirkelbrief beteken dat daardie brief verder versprei moes word. En dat dit nie net bedoel was vir die kerk in Efese nie. Ons sien dit uit die feit dat daar ook baie van die ou manuskripte is wat die woord Efese spesifiek in vers 1 in hoofstuk 1 vers 1 spesifiek die woord Efese uitlos om aan te dui dat dit eintlik vir 'n groter gehoor bedoel was. So wat sê Paulus vir ons in die brief van Efese? Hy sê vir ons dat dit God se plan is om alle dinge in Christus te verenig. So Christus is die sentrale punt. En Christus is die hoof van die kerk. Okay? En deur Christus as die hoof van die kerk, poog hy om eenheid in hierdie kerk te bring. Om 'n kerk te vorm wat Christus tentoonstel, wat Christus daar buite vir mense wys. Ek dink dit is nog steeds relevant vandag vir ons. Want die kerk is baie geneig of daar's baie skeuring in die kerk. En die skeuring in die kerk oor die grootste gedeelte daarvan gaan nie oor die feit dat ons beklei oor wie God is of wie Christus is nie. Die skeuring in die kerk gaan oor allerlei klein jakkelsies. Ek stem nie saam met jou nie want die kansel is nie hoog genoeg nie. Ek stem nie saam met jou nie want die vensters maak nie groot genoeg oop van die kerkgebou nie. So hierdie goeters is waaroor die kerk skeur. Ek stem nie saam met jou nie want ek hou nie van die liedjies wat jy sing nie. En tog in Christus bly ons almal een want ons stem almal saam met wie God is en met wie Christus is. En dis hierdie boodskap wat Paulus aan die kerk van Efese probeer bring en dan ook aan die groter gehoor van die kerk daar buite. Die tweede ding wat hy vir ons leer of wat hy vir ons wys in die brief van Efese is dat hoe ons as gelowiges moet leef. Hoe om waardig in jou roeping te wees wat God vir jou gee. Elkeen van ons het 'n roeping, ons het 'n oorhoofse roeping dat ons getuies vir God moet wees, maar tog het elkeen van ons ook daardie spesifieke iets wat God van ons verwag. So Paulus probeer vir ons sê dat daardie roeping wat Christus vir jou gegee het, toe jy die Here aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, het jy 'n nuwe identiteit gekry en het jy daai roeping ontvang van die Here. En jy moet daai roeping vat en jy moet dit gaan uitleef daar buite, sodat ander mense dit kan sien en sodat ander mense daardeur met God kan kennis maak. Dit is die twee kernboodskappe wat Paulus vir ons gee uit die boek van Efesiërs uit. Die eerste een vind ons in hoofstukke 1 tot 3 en die tweede vind ons in hoofstukke 4 tot 6. OK, kom ons kyk na Filippense. In Handelinge 16 vers 12 lees ons waar Paulus se reis dan gegaan het, saam met Silas en Lukas landinwaarts langs die Via Ignatia na Filippi. Nou net so om vir julle te sê, die Via Ignatia is dan
die groot handelsroete wat geloop het van die ooste na die weste, of dan nou van die weste na die ooste, maak nou nie saak hoe jy dit wil sien nie. Maar dit was die handelsroete wat gevolg is vanaf wat ons vandag ken as Griekeland en dwarsteer Klein-Asië wat ons vandag ken as Turkye, heel na die ander kant toe. So Filippi is geleë in wat bekend gestaan het as Macedonië. Ons ken dit vandag as Noord-Griekeland, daar by die Egeïese See. So Paulus het dwars deur hierdie areas gereis en hier in Filippi is hy nou in Noord wat ons ken as Noord-Griekeland. En hy het heel waarskynlik langs hierdie hoofroete of hierdie hoofhandelsroete het hy sy reis gedoen. Het hy die pad gevolg. Filippi was oorspronklik genoem Krenides. En in 356 voor Christus is die stad herdoop deur Philip die tweede, wat die pa was van Alexander die Grote. En hy het die stad herdoop na Filippi toe. As gevolg van die slag van Filippi wat daar plaasgevind het. Dit het alles te doen met die sluipmoord wat op Julius Caesar plaasgevind het. En na daardie slag is Filippi 'n Romeinse kolonie gemaak. So dis deel van die Romeinse Ryk gemaak. En het dit die identiteit van die Romeinse Ryk aangeneem. So die Romeinse Ryk het net uitgebrei. En word dit dan onder die beheer van die Romeinse regering of die Romeinse keiser geplaas. Burgers wat in daardie omgewing of in daardie stad aan gebly het, was dan beskou as Romeinse burgers en hulle het al die regte en voorregte geniet van Romeinse burgers, selfs om op die keiser appel aan te teken. So as jy skuldig bevind is aan enige iets, dan kon jy appelleer na die keiser toe. En ons sien dat Paulus dit doen in Handelinge 25 vers 11, waar hy dat appel maak na die keiser. Aanbidding van afgode in Filippi was net soos in baie van die ander stede, dit was algemeen geweest. Daar was nie eers mense het dit gedoen soos dit is deel van hulle alledaagse lewe gewees. En daar was afgode met die name Jupiter en Mars en Diana. En dan obviously soos wat ek genoem het, keiseraanbidding. Keiseraanbidding in die Romeinse kolonies hierdie ou was as 'n goddelike figuur gesien. Daar was egter min Jode in Filippi gewees. En ons weet dit vanweë die feit dat daar nie 'n sinagoge in Filippi was nie. So Paulus het rondgegaan in Filippi en hy het oralster maar gepreek, waar hy plek gekry het. En een van die bekendste ontmoetings was by die rivier. Ons het baie lank terug het ons oor Lydia die purper verkoopster gepraat. En Lydia was van die stad van Filippi. En onthou in Handelinge 16 waar sy dan by die rivier tot bekering gekom het as gevolg van Paulus se boodskap. Die stad van Filippi was ook baie bekend vir handeldryf. Ons weet dit ook vanweë die feit dat die groot handelsroete daar deurloop. En dan weet ons dit omdat Lydia 'n baie ryk vrou was wat in die tekstielbedryf was vir die verkoop van purper, né? So Paulus se tyd in Filippi, Filippi was die eerste stad in Europa, onthou Griekeland is deel van Europa vandag, waar Paulus 'n Christelike gemeenskap gestig het tydens sy tweede sendingreis. En dan weet ons van die belangrike bekeerlinge wat daar dan was, toe hy dit gevestig het, was dan Lydia, en dan was daar 'n tronkbewaarder, wat bekeer is nadat Paulus en Silas uit die tronk uit vrygelaat is daar. Die gemeente daar, of die Christelike gemeenskap daar, het 'n baie noue verhouding met Paulus gehad,
want hulle het hom verskeie kere finansiëel ondersteun. Ons lees dit in Filippense 4. En Epaphroditus is gestuur van Filippi af om vir Paulus dan in tronk ook te versorg. Ons sien uit Paulus se briewe aan verskeie van die gemeentes soos Galasiërs en so dat daar sterk teregwysings is aan die gemeentes oor dit wat hulle nie doen nie, wat hulle verkeerd doen. Maar in Filippense vind ons nie sulke sterk teregwysings nie. Paulus se brief aan die Filippense is 'n brief van vreugde en bemoediging en die uitstraling van liefde. So Paulus gebruik hierdie brief om bietjie meer klem te lê daarop in plaas van om net die gemeente of die Christelike gemeenskap tereg te wys op dit wat hulle verkeerd doen. Ons sien die brief van Filippense is geskryf ook toe Paulus in die tronk was, so 60 tot 62 na Christus, en ons lees dit in Handelinge 28. Timoteus word dan ook genoem in die brief van Filippense 1 vers 1. Hy was meer van 'n medewerker gewees van Paulus. Hy word nie beskou as mede-outeur van die boek nie, of van die brief nie, want dit is baie duidelik vir ons dat Paulus die teologiese kennis is dat Paulus self die brief geskryf het en dat hy niemand gehad het wat hom gehelp het om die brief te skryf nie. Is dan ook een van die gevangenisbriewe saam met Efesiërs, Kolossense en Filemon. Hy skryf hierdie brief om die krag van die evangelie in lyding uit te rig. Onthou ek het nou gesê, die brief bring vreugde en bemoediging en liefde na vore. Paulus hierso skryf dat skuif jou aandag weg van jou omstandighede. Want jou omstandighede bepaal nie wie jy in Christus is nie. Hy leer vir ons in Filippense 4 vers 4 om onsself te verbly in die Here. En 'n lewe te lewe waardig aan dit wat Christus van ons vra. En sy boodskap is dan baie duidelik dat ons vreugde in Christus vind. Dat ons liefde in Christus vind, dat ons bemoediging in Christus vind en dat ons omstandighede nie daardie goed bepaal nie. En dat selfs in lyding, soos daar waar Paulus soveel keer in die tronk was, dat ons nog steeds in daai omstandighede hoopvol en vrygewig en bemoedig moet bly. So Filippense is 'n brief van hoop en liefde, bemoediging. Dit maak nie saak wat in jou lewe aan die gang is nie. Die Here is altyd daar en die Here is die een wat jou hand vashou. Okay, in terme van opgrawings en argeologie is daar in hierdie stede soos Efese en Filippi is daar baie opgrawings goed gedoen. So jy kan 'n bietjie op die internet gaan kyk, jy sal die Via Ignatia sal jy kan opkyk en jy sal dit kan sien hoe dit gelyk het. Want daar's baie groot opgrawings daarvan gedoen. Maar in die volgende brief van Paulus van Kolossense, dit is een van die stede waar daar is nog omtrent glad nie opgrawings gedoen van Kolosse nie. So daar bestaan bitter min ten opsigte van argeologie van Kolosse as stad. Nou, die brief van Kolossense, Kolosse was 'n antieke stad, is ook geleë in die provinsie van Klein-Asië, wat ons ken vandag as Turkye. Dis geleë naby stede soos Laodicea. Nou Laodicea sal julle ken van die boek van Openbaring af. As ook dan een van die briewe wat geskryf is aan die gemeente van Laodicea. En ook dat hierdie stad is geleë op die handelsroete wat dan
Klein-Asië en Griekeland of Macedonië ook dan verbind het. Die streek van Kolosse was bekend vir sy natuurlike warmwaterbronne, vrugbare lande en sy tekstielbedryf, persgekleurde wol, die wat Lydia so mee handel gedryf het en wat haar ryk gemaak het. Um, Teen die 5de eeu voor Christus was dit 'n baie belangrike stad in daardie streek genoem, 'n streek gewees as gevolg van die handel. En teen Paulus se tyd het dit egter in belangrikheid afgeneem, veral in vergelyking met naburige stede soos Laodicea. So Kolossense was belangrik, maar waar die ander stede goed aangegaan het, het Kolosse maar 'n bietjie agteruit gegaan en het die dinge maar 'n bietjie daar begin versleg. Kolosse was dan daar was dan baie florerende kerke in Kolosse, hoewel Paulus Kolosse nooit persoonlik besoek het nie. So dis nie soos in Efese en Galasië en daai plekke waar Paulus self was en waar hy by party van hierdie plekke self die gemeente gevestig het nie. Paulus was nooit in Kolosse gewees nie. Maar hy was wel bekend met die kerk daar en was kommunikasie met die kerk gereeld gewees. Daar word gereken dat die fisiese kerk of die gemeente van Kolosse dan gestig is deur 'n medewerker van Paulus met die naam van Epafras, en ons lees dit in Kolossense 1 vers 7 en 8. Daar word gereken dat hy vir Paulus hoor preek het in Efese en dat hy na Kolosse toe teruggekeer het en dan daar die evangelie begin verkondig het soos wat Paulus gedoen het, en dit is hoe die kerk daar dan ontstaan het. Kolosse was ook bekend vir sy huiskerke. Kolossense 4 vers 15. Nou huiskerke is maar dit was baie algemeen veral in tye van vervolging waar die mense in klein groepies in iemand se huis bymekaar gekom het en waar daar dan kerk gehou is. In Filemon lees ons van Onesimus, die slaaf wat Filemon gehad het. Nou Onesimus het van Kolosse afgekom. So en Filemon wat dan Paulus het later die brief aan Filemon geskryf. Filemon was 'n welgestelde Christen in die stad van Kolosse. So hy en sy slaaf Onesimus kom van daar af. In ongeveer tussen 60 en 64 het daar 'n groot aardbewing in Kolosse gewees en is die stad omtrent heeltemal verwoes. En dit was gedurende die tyd van Paulus se gevangenskap in die stad van Rome. Anders as dan lande soos Laodicea wat ook deur die aardbewing geraak was, wat vinnig herbou was, het Kolosse nooit herstel nie en het dit geleidelik maar afgeneem en dit het sy betekenis as 'n belangrike stad het dit verloor. En is dit tot vandag toe maar nog een van die stede wat baie min aandag aan gegee word van daai tyd. Daar's baie argeoloë wat sê dat as daar opgrawings gedoen gaan word, gaan daar baie belangrike goed ontdek word, maar niemand het dit net nog ooit gedoen nie. So Paulus skryf dan hierdie brief aan Kolossense in gedurende sy tyd in Rome. Sy gevangenskap in Rome 60 tot 62 na Christus. Ons lees dit in Handeling 28 en sien ons dat dit ook deel is van die gevangenisbriewe. Timoteus word ook genoem as medewerker, maar Paulus is duidelik die primêre stem dwars deur die brief. Ons lees dit in Kolossense 1 vers 1. Die boodskap van die boek van Kolossense. Kolossense 2 vers 9 tot 10 sê: want in hom woon die volle wese van die godheid liggaamlik en julle is vervul in hom
wat die hoof is van alle heerskappy en gesag. Christus, omdat Christus die ten volle God is en die onderhouer, die skepper en die onderhouer van alle dinge, die hoof van die kerk, het gelowiges, het ons as gelowiges alles wat ons nodig het in hom. En word ons geroep om te leef op 'n manier wat daardie waarheid weerspieël. Christus is oppermagtig oor die hele skepping. Ons moet vals leringe ten opsigte van dit verwerp en dat hierdie nuwe identiteit wat ons in Christus het, moet ons na buite toe uitleef. So Kolossense is baie duidelik in dat Christus is alles wat ons nodig het. Ons het niks meer nodig nie. En dit wat ons materieel of geestelik nodig het, sal hy vir ons voorsien. Dit kom maar ook uit die feit dat Jesus dwars deur sy ministry, dwars deur sy predikings en alles wat hy gedoen het terwyl hy op aarde geloop het, vir ons gewys het dat hy is alles wat ons nodig het. Hy self het alles gehad wat hy nodig gehad het, want hy het dit van God ontvang. So, hy het nie 'n blyplek gehad nie, maar tog was hy versorg. Hy mense gehad om hom, alles wat hy nodig gehad het, het hy gehad. En dieselfde boodskap gee hy deur Paulus in Kolossense vir ons. Okay. Kerel.